vanmorgen en elke keer jullie het was vanmorgen. Ik kan zo af jullie net op bron. Wie mij van eens leren te doen? Jee! Liefdes, antwoorden voor de Heer. Vanavond heeft het de organisatie die het boodschap heeft voor Erik. De volgende van Jezus, daar is hier in ons lichaam. Pastoor Francis Onttergees. We beginnen om 19 uur, want asseblief liefdes kom op. Zondagochtenddienst, pastoor Stefan. Zondagavond, speciale dienst, muziekavond. Prijs hier, als dan begint muziek worden. Huwelijks, herdenkings. Die mensen wat ik is om te zingen zondag, maar alsjeblieft maak zeker als jullie voorkomen. Luister, als jullie voorkomen, maak zeker dat al je goed is weg. Alsjeblieft. Als we het live doen, zo brengen op een avond zakken, waakjes nog tussen op een kant. Als je komt, maak zeker dat is weg. Als je zo kom ik je voor kerk te zondag. Alsjeblieft. Jullie deze vijand dan dit is een live show. Al je boekjes moeten klaar van dat wees. Die blijven rekenings, mama, Koelterste, Johnny en Caroline, Wijber, Etienne en Renette, prijs die Heer. Verjaarsdag, dinsdag, dan in Amerika, prijs die Heer, ons gaan we weer zijn man. Donderdag, George, prijs die Heer, kom ons op naar Amerika. Ons loof en ons prys die Here, want al die lof die eer nie kan kom die drie eenheid toe. In Jesus naam. Amen. Amen.
Dit is bespreek julle wat julle tore daar gesing het. Is hy werklik. As ek so deur my lewensloop kom, en ek kyk so uit na die mense wat opkom vir dienste, dan sien ek net hoe flou raak die kinders van. As ek dan moet meet, wil die woord van God wat tot Sondag uitgaan, dan sien ek werklik dat die kinders van die Here wat opreg is, raak onbewus. En die woord van God waarsku ons. Hy sê in die laaste dae sal dit so wees. Want die duiwel is lustig. Dit is en ons maak die woord van die Here uit op in Matteus 13. Vanaf vers 36. Die Vader draag ons verdeer. Koop ons die woorde elke oor. Sodat wanneer ons môre hier is stap, dat elkeen weet van die elkeen van ons kan toetse deur. Maar U het al reeds geopen. En ek vra U vanmôre my Here om my te doen. Werk na die liewe Christus. Gebruik my as instrument in my hand. Ek vra dit in die lieflike naam van Jesus. Amen. Geliefdes, vers 36, nadat hy die skade weggestuur het, Jesus huis toe gegaan en sy disippels het na hom gekom en gesê, verklaar vir ons die gelykenis van die onkruid en die saailand. En hy het verantwoord vir hulle gesê, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. Luister baie mooi, my geliefdes. En hy antwoord en vir hulle gesê, hy wat die goeie saad saai, is die seun van die mens. En die saailand is die wêreld. Die goeie saad, dit is die kinders van die koninkryk, en die onkruid is die kinders van die bose. Amen. Geliefdes, is jy van die goeie saad? Of is jy van die onkruid? Vers 39. En die vyand wat dit gesaai het, is die duiwel. Die oes is geëindig van die wêreld en die maaiers is die engele. Geliefdes, ek het arbeider. Dis allemaal dit gedoen, waar arbeider ek het. Dit gaan my weer, en so moet die alle raak van vervleid. En dan is daar dorings tussenin. En elke dag is sy vader, hoe kom die dorings? Toen sien die duivel dat ek is baie ongelukkig vir dit wat hy met my pad kan stuur. En hy kom en hy geef my 'n toppelbossie, wat 10 keer erger is. En as jy, het jy 'n toppelbossie in jou lewe. Een toppelbossie
Hy dan nie net so saak om in die grond nie, want hy kom dan uit te skeem. En as jy so rukkie na haal hom uit, dan sien hy sommer 10 sale om hom, en bo het hy ook 10 of 20 sale. Geliefdes, ek wil vanmôre vir jou sê, dis hoe Satan werk. Dis hoe Satan werk. Hy plant 'n gedagte in jou. Jy kom van daar kom, terwyl jy nog oor die mense na hier oor, kom sit hy aan die hier oor. God sal nog nooit vir jou sê, jy gaan maak 'n dop. Maar die Satan sê, kom en hy sê vir jou hier oor, jy kan 'n dop gemaak. En hierdie oor sê vir jou, jy kan nog een maak. En hier oor sê vir jou, nou raak jy die mooiste, die 6ste en wat op. Hoekom leer ons oor uit? Hoekom wil ons in die kraal van Satan speel? Ek wat hom net is om voorbeeld van alcohol. Dis op hoeveel ander onder. Geliefdes, dis nie net rook, dis nie net drank wat 'n sonde is nie. Lelike taal, skeldtaal, leuns, losmond, dit is alles die dinge van Satan. Hoekom speel dit so veilig in ons lewens? Dis die duiwel wat vertel jy hoef nie vanmôre op te gaan reis of op te nie. Dis nie wat dit vir jou sê. Die Satan vertel jy. O my klein dooie is nou seer, ek kan nie gaan. O my pinkie, o my kop seer, ek kan nie gaan. Ek ken nou baie verskillings. Ek ken nou allemaal. Ek het nog gebruik. Toe ek het gebruik, ek het gebruik hoor. Tot die dag wat ek tot bekering gekom het. En die wat so by die huise sit, wil ek net vanmôre sê, kom tot bekering. Kom tot bekering, want die tyd is min. As jy dit besef nie, die tyd is bitter min. As jy so teen die woord van God en die tye waarin ons leef, kan jy werklik sien. Ek glo ook my klein sal ek kan sê, dat die koms van die Here moet bitter naby is. En as jy dit nie besef nie, dan bring jy, dan hou jy vir jou tong aan die duiwel in, om jou kom te hou. Hoeveel dorings het jy regtig in jou vlees? Want Sondag tot Sondag toe gaan, kom daar uitnodigings. Kom maak reg. Lê die verlede af. Geliefdes, ek wil nie praat oor die verlede nie. Dit is 'n hartseer saak. Dit is 'n hartseer saak as ek in 'n geselskap kom en ek hoor die mense begin daai verlede in te gryp. Die woord van God sê, los die verlede. Die Vader, die dag toe hy tot bekering gekom het hy alles afgesny. Amen. Dis 'n blyk papier. Daar's niks op geskryf. Amen. Nou jy as kind van God, wat tot bekering gekom het, hoekom wil jy met die leer intrap? Hoekom? As jy wat my antwoord, dit sal baie bly wees. Hoekom wil 'n mens altyd in die verlede inkraap? As God jou vergeet het, as hy dit vergeet het, hoekom wil jy dit hou? Hoekom? Misschien sal ek weer aan die getuienis. Liefdes, ek wil net dit vir julle sê. Ek was op die grond in die wêreld. Was ek praat van die grond in die wêreld? Ek is skop, ek het gesê. Maar ek het God gevoel. Ek het God gevoel. Ek het 'n seun gehad. Nie gehad nie, ek kom steeds in Amerika.
Maar hulle het my vrou gediagnoseer vir 'n tensiemazels op 'n baie hoë graad. Toe kom die dokter, die kind moet 'n verwyder word, dit gaan hom vol wees, en ek weet nie wat gaan dit wees nie. En ek ry toe nou hier op Pretoria toe, om hulle te sit te vry, ek kom by die eerste spesialist, en die spesialist kyk na, nee, Duitse mazels van daai graad, en ek tegen sommer die ding, nog voor hy dan kwam ek terug, en die saam en sy sê, nee, ek sê, dan gaan ek om in die kant. Ek kom later en ek sê, wil jy reis aan my huis toe? Ek gaan nie verder. Sy sê, thuis, ek sê, het jy gehoor? Ek gaan nie verder nie, ek gaan huis toe. God het daai kind ons gegee. Wie is jy of hierdie dokters om daai kind weg te neem? Luister baie mooi. Daai tyd was ek nog in die hel. Maar ek het geglo in God. Ek het huis toe gery. Baie dienaarsin. Sy het my baie van my daar teen. Maar die dag toe die kind gebore is, die dokter wou nie eintlik die kind gevang het nie, maar as ek 'n ander dokter gekry, die kind is gebore, daar is die kind, hy moet geen niks doen. Ek sê voor God gestaan het, as ek daar gesê, ja, ons gaan aan. Daarom kry geliefdes, ons moet die duivel begin afskit van ons ore af. Dan bly as hier wat ons sê, verwyder daai kind. Hoe kan ons God se kind verwyder? Hy laat kind in die lewe bring. Al sê wat se spesialist wat? Ons moet begin ophou te luister wat Satan ons oor luister. Ons begin ophou luister. Dit is hierdie wat mense wat sê, moet dis die einde gaan, daai dag wees. Hulle luister van die duivel. Want Paulus sê, net hy alleen weer, en jy kan kyk in die boek van God, en Mattheus 24 sê dit vir jou. Nie die Vader maar neem dit, nie is sy sien nie is sy engele weet nie. Hoe gaan jy as mens probeer? Jy is mens, wat denk jy gaan beter as Jesus wees? As jy sê vir God. Liefdes, ons moet ophou te luister vir Satan. Ons moet ophou te luister. Is jammer. Die kerk nou afgebeweeg, want die mense raak meer liefhebber vir Satan se werk as vir God se werk. Maar hulle besef nie dat God is die ene wat genees, hy voorsien die onmoontlik maak, die moontlik, dit wat hy bestaan nie maak, gaan hy bestaan maak, al het hy op jou hoe groot en donker voor jou, is hy die ene wat jou daar oorgevat, en hy Satan. Vers 40. Mense soos hom kry dan by mekaar gemaak en met vuur verbrand word, so sal dit wees in die volëinding van hierdie wêreld. Die Seun van die mens sal sy engele uitstuur en hulle sal uit sy koninkryk by mekaar maak, al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen. Die ongeregtigheid is die wetteloosheid. Jy wil nie doen dit wat God van jou verwag. Ek weet, dit is baie maklik om te sê. Liefdes is baie maklik. Dis seker nie die maklikste ding is om te skryf. Dit is ook baie maklik om te ry. En dan gebeur voor jou in die pad. En jy los daai woord vir twee. Dit is so maklik om dit te doen. Maar dit is so maklik om te sê, Here, vergeef my wat ek doen. Die woord van God sê ons duidelik, seën jou vriend, sodat ek jou kan sien. Geliefdes, dit help nie mens goed tot dat uit. Dit help nie. Ja, daai broer, daai suster, dis ook om net in die kerk te kom. As jy net by nou kom,
geleerde om ook wat te zijn. Als je in van hoop geleerde ook meisjes intussen niet, dan zie je nooit voorkomen. En dan komt er een notie. Als je je broer of je zuster kan hanteren, wat wil je door in de hemel gaan maken? Maar als hij niet in de hemel, als hij niet in de hemel niet, als hij niet goed is, als hij niet goed is, Vader, Zoon en Heilige Geest, is hij niet. Als we elkaar hier op je aarde kan verdragen, hoe wij ons door in de hemel kan verdragen. Daarom zei het woord van God ons duidelijk. Vergeef elkaar, zoals ek jou vergeef het. Hy soek nie vijandskap. As jy leef in vijandskap, gee maar hy ook met dit nie maak. Ek weet, dit is net moeiliker vir 'n vrou om mense te vergewe as vir 'n man. Want 'n man het nie tyd om te dink aan hulle anders te kies. 'n man is 'n persoon wat werk. Want hy sê dat die woord van God sê dat ons sal kennis is. Die man sal werk. Maar die vrou moet by die huis sit en vir sy man bid. Sy moet bid, terwyl die man maar moet werk is. Terwyl die man besig is met ander werk en sy honde. Zodat God julle kan hou. Hoeveel vir ons dat jy sal die man julle werk? Ek wonder nie. Want as ek so luister baie daarvan, kyk die vrouens het meer tyd om te krap aan ander mense se verlede en aan hulle eie verlede, in plaas van te bid of wat nie te gaan sê, Here, dra ons familie deur, draai die gesin van my deur, voorsien in hulle. Die wat bekeer is, Here, bekeer hulle asseblief. Baie mense sê, ja, dit help om te bid nie. Ek wil nou veel vertel, jy weet wat jy sê nie. My vader vir my 15 jaar, 10-15 jaar laai was, kan al 20 jaar wees. Toe kom God en hy raak my aan. En hy het my so omgedraai. Ek sal nooit vergeet die dag toe ek tot bekeer op daardie nacht, 4 uur die oggend, ek het 'n groot pot geplaas gehad. 4 jaar om te stap kaai by die deur. Ek sal nooit vergeet dat ek nog al behalwe bom in my klas. En ek wou nog eens stikken in die lippen. Is dat klaar? Wanneer God jou omdraai, dan draai ek jou om. En as jy nog niet aan my omdraai, kom het aan omdraai kom. Voor dit te laat is. Voor dit te laat is. Jy kan dat doen. Oog aan te maak, want jy maak met die oog. Dat God gekom het. Is jy reg? As ek kyk, dan is jy op baie opbrug dat toe om ons gebeer. Wat ga jy maak as jy nou opbrug kom en jy is oorlede? Jy speel daar nie. Dit is te laat om te sê, Here, vergeef my. Geliefdes, die wat inluister, kom hier uit te plek. Kom ons hoop op ons skape. Geliefdes, julle weet, die woord van God praat in sy woord baie van skape. 'n Skaap kan sien wanneer dit lig is. Dis baie mooi wat ek sê. Hy kan sien wanneer dit lig is. Maar wanneer dit donker is, kan die skaap nie sien. Hy kan nie sien. As jy hom jaag, weet jy watter rigting om te hardloop. Hy hardloop self dood teen 'n boom, dat 'n skaap kan nie sien in die nag. Net in die dag. So moet nie so skape wees wat in die nag is. Blinde sal onthard wees, weet nie waar jy die hart het. Die woord van God sê, kom by my. Ek sal jou leid. Ek sal jou leid. Ek sal vir jou weer opmaak. Ek sal vir jou genees gee. Ek sal jou deur die donker op te vat. Bly by my. Bly by my, sodat ek by jou kan bly. En as jy nie by jou inwoon nie, dan moet jy weer klas kom bly. Weet in hierdie tyd, waarom ons weet, in hierdie tyd van, ek het nie alarms gewees. Al wat ek het is 'n paar dinge, hulle kan my nie in die beskerm, want as jy werkelijk bekeer op plaas voor maak, dan weet jy wel, jy beskerm my nie na, by Jesus.
Die elke dag as ek bid en sê ek, Here, hou my in die pad van jou. Beskerm my teen alle gevare. Een keer 'n maand dan loop ek sal vertel hoeveel my van my erf. Ek hoef nie te vrees. Ek hoef nie te vrees. Want God is met my. Hy is die ene wat met hier dra. Hoeveel van ons kan dit sê? Hoeveel van ons geslaap uit vrees en erf? Wanneer breek hulle met Here? Wanneer hou hulle vuurwapen in die hemel? Hoeveel van ons? Hoeveel loop in dat vrees? Ek wil jou dit sê vanmôre, kom by God. As jy loop met die enige vrees, kom by God. Hy is die enigste wat hy vrees vir jou vandag. Hy is die enigste wat vol daar in die liefde, om ander roep te hê. Baie mense kom, dan gaan nie maar. Ek haal baie persoon. Jy kan nie sê dat. Daar sê jy 'n kind van God. Daar sê jy 'n kind van God. Alleen die ander persoon, wat het jy gedoen? Al skuld jy hoeveel miljoen geld, jy moet hom vergewe. As jy hom nie vergewe, dan gaan jy nie in die hemel kan gaan. Hoor wat ek vir môre sê. As jy kan vergewe nie, jy gaan nie in die hemel kan ingaan. Daarom, toe Jesus vir ons gesê het, die kruis van Golgotha, het hy vir ons gesê, die grootste gebod is liefde. Die liefde is die hele van die 10 gebooie. Gaan maar weer, jy sal sien. Die liefde bedek die hele 10 gebooie. En as jy nie liefde, dan sal jy kan vergewe. En dan het jy die voorrecht van Jesus wat in die waard is. Wat jy alle dere kan opmaak. Wat jy die donker hoek kan opmaak. Al kom die Satan met wat sy aanslag, het hy al reeds vir die deur bewaak. As jy kind van God is. Luister baie mooi wat ek sê. Maak nie saak wat jy op ons doen. Jesus sal vir jou deur. As jy sê liefde, en tussen gaan hulle die grootste vyand, maar groot om die hand, is die Jesus ek jou lief. En jy sal sien, jou leven draai net so. Jy sal dit self ervaar. Ek het het deur. Ek het het deur. Want hoeveel mense lig teen my was, kom ek genoeg. Gedoen die liefde van Jesus. Want baie het mense. Maar die kracht in Jesus naam. Kom by hom. Doen dit wat Jesus werkelijk verwacht. Sny die verlede af. Daai pakkie wat jy saam dra, pak jy net nog. Dis ook baie mense so rondloop. Dis nie dat hulle oud is nie, man. Nee! Dis nie dat hulle daai pakkie saam dra van die verlede. Ek gaan kyk, sommer dat die mense nie van die kamer geloop en hulle het al reg opgeloop. Skil daai pakkie af, man. Dis nie van die hele van af, jy kan dit met hom maak. Jesus in die toekoms, joh. Die duivel en die verkeerde vir jou. Skil hom af. Geliefdes, ek wil jou vanmôre sê, ek weet nie baie wat die daar tot bekering kom. Rook sien jy, en baie persoon oorleef. Drank kan jy sien, baie persoon het gedrink. Maar jy sien nie altyd wanneer hulle praat. Jy sien nie altyd die lewe taal nie. Die
jy plan. En ek sê nou vanmôre vir jou, ek glo daar's 'n pastoor wat enige sonde sal goedkeur. Sonde, klaar. En as ek praat van rook, praat ek van al die sondes. Ek praat nie net van die een. Een sonde waar baie meer blind in sy winkel. Ek was gevraagd by 'n funksie. Waar ek gehoor waar mense nou nie so baie mooi gepraat het. Die woord van God sê vir jou, bly weg van slegte geselsels. Bly weg. Weerhou. Kom. Ons is 'n gemeente. By einde ons aan om die Vader op die regte manier te dien. Kom ons neem die wat sal ons reg gaan. Kom ons kry daai dorings daai toppel gewas in die lewe. Want daai ding is 'n ding wat jy gaan vernietig. En jy gaan dink jy van God in die hemelse plotte en in die middag gaan jy sak. Kry probleme reg. Ek kan nie geen persoon kan dit vir reg. Jy self moet daardie besluit. Jy self moet sê, Here, ek gaan met U. Ons gaan jou dalk voordraag. Ons gaan dalk vir jou bid. Maar jy is die een wat die finale besluit moet doen. Jy is die een wat sê, hoor, ek gaan nie meer. As jy 'n persoon wat drink, as jy by 'n boomstoel kom en jy op daar sê, Here, ek kan nie meer gaan nie, want ek gaan jou nie hier wat nie. Wat kom ek gaan nou doen? En as jy nie kan kom tot haar is besef, sê ek hulle vermoor, maak jou lewe reg. Jy speel met die woord van God. My Vader kom vanmôre hier en sê vir my op my God. My Vader, U weet die nodig in hierdie gebou. En ek vra jy, my Vader, dat daar mense selfs op werk het, mezelf sal besef met God, dat hulle nou nog tyd om reg te maak. Die tyd te raak minder, my Vader, ek vra jy vanmôre, Here, wees met hulle. My Vader, die wat daarmee op die regte pad is, Here, vra ek my God wat hulle, dat U hulle sal aanraak, verander hulle lewensloop. Ek wil dit vanmôre my God nie wees, so die Here my van die net van alle mense. My Vader, dat ons die verlede sal afstel. Ons sal besef dat U en die toekoms ons ideaal Here. Ek vra dit vir U in die liefde naam van Jesus. Die naam van die naam. Amen en amen. Liefdes, ons staan. Dan gaan ons die Here se naam voorkom, en ons die dieners en ons sal opneem.
dat ek eendag nie gaan staan nie. Ek het altyd gesport vir die werk. Allerlei mense. Ek kon nie slaap op die dag. Ek het 'n slaapprobleem. Die eerste slaapprobleem kon ek weer wat wees doen. Maar as ek aan by die werk is, dan er al die kosbord aan neer gesit en dan so vir 'n rukkie gevat. En as iemand my gevang het, dan ek altyd wil gesê wat ek net is. En mense moet wat doen. Maar weer wat dit is. Daai dit het gespot. Nou weet ek wat is dit om te doen. En nou weet ek. En ek ken die regte weg. En ek hoop elke van julle is so. Maar so en dat jy ons as wat met sê se bank vir die dienste onbepaal so. Amen. Baie dankie ons sê ons Vader Here vir die wonderlike voorreg wat ons môre het om so by mekaar te kom. Ek bid Here dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van alles wat ons môre hier gedoen het. Baie dankie vir elkeen Here wat môre die geleentheid gebruik het om hulle hand in hulle sak te steek, Here in die offerkas in te gooi. Here, ek wil môre vir die vraag help ons Here om ons hart en ons lewe oop te maak. Here om blymoedige gewers te wees. Here nie in die hand, Here van die grootte van dit wat ons gee nie. Ja, gedink aan die voertuie, Here van elkeen wat môre hier sal wegry. Here dat die engele Here die pad sal beveilig en dat die heerlikheid van U die Here ons altyd weer sal bybly. Ek bid en bly dit met Here dank sê. Amen. Ons ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. En nou maak die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees rus en bly met ons van nou af tot in ewigheid. Almal wat dit glo sê. Amen.